Ek is so bly vir die voorreg en die geleentheid om in hierdie stoel te sit en hierdie kamera aan te kyk en te weet dat ek is met u julle in die kamer, in die voorhuis. Soos Paulus sê, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees met u. En ek vertrou soos ek alreeds getuienisse ontvang het van mense wat hierdie program Jesus Christus bevry jou siel kyk en luister. Mense sit en luister en word gedoop in die Heilige Gees. Ek het getuienisse teruggekry van die kykers wat van verlossing. Mense praat van in die middel van die nag skrik hulle wakker en ek staan in hulle kamers en ek is besig om vir hulle te bid. Nou, die enigste manier vir dit om plaas te vind is dat die Heilige Gees neem my gees en hierdie bediening waarmee ek besig is en hy bedien u verder. Hy is werklik waar die naprediker van hierdie evangelie. Jesus sê wanneer hy kom, die Heilige Gees, hy praat nie uit sy eie opinies en sin nie, wat hy wel het, maar hy vat slegs dit wat tussen Jesus en die Vader 'n bespreking is, en hy bring dit en hy maak dit bekend aan ons. Hy is die ondersteuner van hierdie evangelie. Hy maak dit 'n werklikheid. As ons sê Jesus is ons redder, hy verseël die redding. As ons sê Jesus Christus is ons geneeser, hy bring die krag wat die genesing oordra. As ons sê Jesus verlos my, hy bring die mag van die Heilige Gees om die demone te versit. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. En ek is net bly om met u te wees en ek wil vir u dankie sê vir u ondersteuning in gebed. Ek verg dat u vir my sal bid en dat ek sal kan aanhou met hierdie program Jesus Christus bevry jou siel. En ook dat die einde van elke maand is daar 'n rekening wat na my toe gestuur word. Ja, ek lag, maar partykeer is dit 'n bietjie, is a little bit tight sometimes. So, dankie as jy dit in die hart vind om iets deur te stuur. Ek dink die rekening moet nie ergens op een of ander tyd op die skerm verskyn, Absa rekening. So, ons bid saam. Ek wil graag net in die woord kom. Ek is so bly vir die tyd wat ek in die woord van die Here kan wees. Ek geniet dit. Vir my is dit groter pret en verlustiging as enigiets anders wat 'n mens kan doen om in God se woord te wees. Ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. U woord is so kosbaar vir ons. Dit is regtig vir my soos 'n man wat 'n skat ontdek het. Ek is bereid om enigiets op te gee dat ek net u woord kan besit. Dankie vir hierdie parel van groot waarde. Help ons nou om dit oop te breek en soos kosbare manna uit die hemel, dat ons mekaar daarmee kan voed. Geef vir ons geopende ore, oë wat kan sien en harte wat verstaan. En ons verbind onsself, Here, om spoedig te bekeer dat u ons sal kan genees en vergewe. In Jesus naam bid ek. Amen. Ek wil praat oor 'n baie kostelike onderwerp. En ek wil uitbeeld wat die verskil is tussen glo en geloof. En ja, daar is 'n verskil. To believe and to exercise faith are two distinct dynamics. En ek vind dat daar is 'n behoefte vir dit
om oënskynlik aan ons getoonbeeld word. So ek wil begin by iets wat almal van weet. Almal wat 'n gelowige is, het op een of ander stadium hierdie idees teëgekom. En dit is Hebreërs 11 vers 1. Ek wil hom graag lees, beide in Engels en Afrikaans. En die Engels kan ek seker maar parafeer. Dit sê vir ons, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things that is not seen. En die Afrikaanse weergawe daarvan sal wees, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Nou, daar die begin in die Afrikaans het ek 'n probleem mee. Ja, jy het my reg gehoor. Ek het 'n probleem met hierdie Afrikaanse vertaling. Wat begin met, wat is geloof dan? Omdat die Engelse weergawe van die vertaling sê, now faith is, en ek gaan liewer hou by die Engelse vertaling, wat ek ook dan in die Afrikaans kan vertolk deur te sê, nou is geloof. By saying now faith is, means two things. The now here may be a way of joining a previous idea with an idea which is going to be followed through momentarily. Nou is geloof, die vaste stof van wat ons in glo, die bewys van dit wat onsigbaar is, nou. So die tweede manier om die woord nou te gebruik, of now, is om te sê, dit is 'n tydsberekening wat imminent is. It is the idea of the imminence, the nowness of the moment. So it has a twofold practical outworking. It is joining something that has just been stated in Hebrews chapter 10, which speaks about God and having faith in God and keeping on, believing. And then to go and say, now, based on that, it is now, it is imminently something that we want to exercise immediately. Nou dit gesê, wil ek ook dan voortgaan om die woorde wat in die 6de vers aan ons voorgelees. Now faith is. So, faith is not later on. Faith is not something that is past. Later on's faith is actually called hope. Hope is faith deferred to a future moment. Die hoop is iets wat in 'n toekomstige tydperk ten syde gestel is. Jy werk daarna en wanneer jy daardie oomblik betree, dan verander hoop in geloof, faith. So jy sal oplet wanneer jy Jakobus lees, when you read James, James makes an emphasis by saying, faith without works is dead. En moenie vir my sê, my faith is believing nie, want die duivels glo ook, ons ken mos hy storie. die demone het 'n groter oortuiging as ek en u, want hulle weet they completely persuaded that God is God and that Jesus Christ is their judge. So faith is not just believing, faith is a completely different dynamic, and we must get this thing about faith right. So the way we get this thing about faith right is by just following through. As ons dit deurvolg in Hebreërs 11 vers 6, dan sê dit vir ons byvoorbeeld, without faith it's impossible to please God. Now remember, the first verse is, when is faith? Faith is always now. Faith is always imminent. Faith is always in the moment that you want the manifestation and the spiritual interaction. Now, it being that, it says, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He is, or that He exists, and that He
rewards those who earnestly seek Him. Die Afrikaanse weergawe daarvan hier is, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel, of God te behaag. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom toe soek, beloon. I cannot emphasize enough what you just heard. So many people have their hopes and expectations completely shattered. And I want to tell you, I am speaking to you now and instructing you. Get hold of the scaffolding and build your expectations again and build your hope up again with an expectation, because He Himself is saying to us, whenever you have an encounter with me, you cannot walk away with me with nothing, because I've just told you I will reward you. And so when we come, and we're coming in faith, it is because we have a shopping list. Ja, jy het reg gehoor. Jy het reg gehoor. Jy het 'n inkopieslys. Jy gaan nie na God toe net so nie. God is 'n wonderlike God. As jy die studie doen van die lewe van Salomo, toe hy sy hoogtepunte van heerlikheid bereik het, en hy is ryk op 'n vlak wat, he was just like ridiculously wealthy. Whoever came to Solomon, wanneer enige persoon na Salomo gekom het, jy het natuurlik die wysheid gehad dat ek nader 'n koning en ek kry nou 'n oomblik met 'n afspraak met 'n koning. Ek gaan nie leë hande na die koning toe nie. Ek gaan my uiterste en die beste probeer om 'n present na die koning toe te bring, né? Luister net hierna toe. Wanneer hulle presente na Salomo gebring het, hy het dit aanvaar, en nadat hy sy interaksie en bespreking met hulle afgerond het, het wie ook al daai voorreg gehad, weggeloop met 100 maal meer as wat hulle gebring het as 'n present. I want you to think of this. Think about it. Een voorbeeld word aan ons voorgelê, maar natuurlik is daar ander rekords en opsommings van hierdie interaksies. En die een voorbeeld is natuurlik die koningin van Sheba. Toe sy sy was oorgelaai met presente. Maar weet wat? Toe sy weggaan, het die presente wat hy haar mee belaai het, haar oorweldig. Veel meer as wat sy kon gee, het sy ontvang. En so is dit met hierdie idee van na God toe kom. Die eerste beginsel wat in plek moet wees, is dat in die oomblik van my toewyding om aandag te gee aan God en aanspraak te maak om gehoor en te sien te word. In daardie oomblik dat ek erkenning gee, U is die groot ek is. Moses het gevra, jy stuur vir my na Farao toe. Die mense ken nie die besigheid nie. Wat gaan ek sê, wie het my gestuur? Ek kan nie net sê, my God het my gestuur nie. En die hemelse Vader antwoord vir Moses en sê, luister, wanneer jy daar staan, ek gee nie om wie jy is nie. As hy vir jou vra wie ek is, dan sê hy vir hom, ek is wie ek is. Die groot ek is, the great I am. En so wanneer ons aanbid, in tye van ons aanbidding en sangstukke, dan is ons kreet, ons uitroep is Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. En wanneer ons dit sê, daar is 'n oneindigende beskrywingswoorde. There's an unending list of adjectives by which He is described, because He is whatever we are in the need of, He is that. So the wonder of the promise that we are hearing here is that when we come to God and we give acknowledgement that God is, we are guaranteed
that there is a reward. And the reward is the thing that we ask for, we receive it in superabundance. Paul writes in another place, he says, when you pray to God, God will answer you, because He will do much more than you can think, ask, or even imagine. Van ons het so 'n beperkte visie en idee van die grootheid van God, dat ons nie genoeg rek in ons verbeelding het nie. Maar kyk wat sê Paulus. Hy sê, hy sal meer doen vir jou as wat jy gevra het, waarvoor jy gebid het, en selfs wat jy verbeel het. Even more than you can imagine, He is willing to do, and this is part and parcel of the reward. The reward is you will always have an answer. God will answer you. And so, when I think of these things, particularly around the ideas of faith, I ask myself, how do I come to God then? Many people will ask us. I remember hearing the conversion of St. Francis, wie die katholieke aan hulle self toegeëien het as 'n heilige, as a saint. But of course, he did cooperate within the framework of the Catholic system, but he was bigger and greater than the Catholic system's limitations. And one of the things that I remember reading about St. Francis, hy het in die oomblikke van oorweldigende oortuiging deur die Heilige Gees, homself gevind dat hy op sy knieë vir dae op end in die kerk teen die kruis van Jesus Christus gekyk het. 'n Kruis wat die kruisiging van Jesus uitgebeel het. En soos hy hierdie uitbeelding van die kruisiging besin het en in sy verbeelding opgewek het, het hy homself ingedink in die teenwoordigheid van die Here. Ons hoef dit nie te doen nie. We don't have to do that. Die vinnigste manier om jouself voor God te beskik en in God te beskik, is te doen wat die woord van die Here sê. En u sal onthou, meeste van ons het dit in ons geheue afgelaai en gestoor. Johannes hoofstuk 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was met God. Die woord was God, hy was in die begin met God. So nou verstaan ons, sonder enige wederspraak, dat die woord was God. Die woord is God. Hy was in die begin met God. Niks is wat hy nie geskape het nie, en alles het hulle ontstaan deur hom, en in hom is lewe, en hierdie lewe is lig tot die mens. En die donkerte kan dit nie verstaan, nog kan dit oorweldig. So nou vind ons dat as ons na sy woord toe gaan, dan gaan ons eintlik na hom toe. Nou ek wil seker maak dat u my nie misverstand nie. Wanneer ons van die woord praat, dan praat ons beide van die logos en die rhema. So daar is iets wat baie spesifiek uit God se woord is, wat bepaal is om ons te bereik. Hebreërs 11 vers 3 sê die volgende woorde: deur die geloof glo ons dat die wêreld geraamwerk is en sy bestaan het deur die woord van God. By faith we believe that the world, the cosmos, is created and adorned, embellished and framed by the word of God. Nou, God is sy woord, en die woord is God. So, wanneer jy sê dat deur die geloof glo ons dat die kosmos, wanneer jy verwysing het na die idee van die kosmos wat in rowwe taal vertolk word in die Afrikaans as die wêreld, het dit spesifiek verwysing na jou in jou oomblik van wese, en die dinge wat rondom jou is, en die dinge wat maak vir jou bestaan, en jou verwantskap, jou kruisverwantskap met almal rondom jou. In daardie sin
sê Hebreërs 11 vers 3, deur die geloof glo ons dat ons kosmos, ons oomblik van wese, vervraai is, framed, en het sy bestaan deur en in die woord van God. So daar's oomblikke wanneer God met jou spreek, en hy spreek nie dieselfde ding vir iemand anders nie, maar die bron van wat God met jou spreek en met die ander persoon is dieselfde bron van skrif, dus Bybel, dus woord. Jy sien, een van die wonderlike maniere om die drie-eenigheid van God te verstaan, is om te weet en te besef, dat God die Vader kan gesien word as die bron van idee en gedagte, verbeelding. God die Vader, die bron van idee, gedagte en verbeelding. Maar die uiting van die spesifieke oomblik se bewoording is Christus Jesus die woord. Maar die woord het nie klank sonder die asem wat dan die woord deur die mond en die stemband laat hoor nie, die Heilige Gees. So die woord gees in die Grieks is die woord pneuma, of in die Hebreëus is ruach, en dit is eintlik asem, soos 'n wind. Jesus sê, niemand weet waar die gees, die gees is soos die wind, niemand weet waar die wind gewaai het nie, niemand weet waar die wind volgens gaan waai nie, maar jy weet wanneer die wind huidig waai. So is die gees. Die gees is wind, die gees is asem. Maar die geklank van die stem wat die asem laat vorentoe gaan, is die woord. Dit is Jesus. Maar die idee en die gedagte en die verbeelding agter die woord is God die Vader. So wanneer ons na die Vader toe kom ons na die woord. Kom ons na die skrif en die spesifieke skrif wat God aan ons bekend maak in 'n oomblik van ons behoefte, sodat deur daardie woord 'n beloning aan ons oorgedra word. Nou, vlugtelings, baie jare terug, die skrif wat vir my, I want to almost say it was my launch pad into full-time ministry, is 'n skrif wat gevind is in Jesaja 41. En net so, verkoop die Here vir my, terwyl ek Bybelstudie doen met 'n groep mense waar ek voormalig gewerk het, en ek praat nou van die middel 90er jare, kom die skrif na my toe, in Jesaja 41 vers 17, en dit sê, wanneer die armes en ellendiges uitroep na water, en hulle tonge kleef aan hulle verhemeltes, ek die Here God sal hulle nie versaak nie. Ek die God van Israel sal hulle antwoord, en ek sal laat riviere loop van hoë bergpieke, en te midde diep valleie sal daar fonteine losbars, en in die wildernis sal poele waters vergader, en in die woestyn sal daar spruite wees. En ek kyk die skrifgedagte en ek verstaan dit nie, maar die Heilige Gees laat los my nie. En oor 3-4 maande vind ek myself aanhoudend terug by hierdie een skrif. Nou die eerste ding wat ek oor kapsie gehad het was die hele idee van die status dat jy moet jouself vind in die toestand van armes en ellendiges, behoeftiges. And the English of that is when the poor and needy. Nou, mense trots is aan my eienaardige ding. As God sê, ek sal naby jou wees en ek sal jou antwoord as jy arm en ellendig is, maar jou trots sê, ek is die arm en ellendige, ek is die behoeftige, I'm not poor and needy. Jy maak jou laat as jy jouself daar vind, want ek moes toe kom leer, no brother, the Sermon on the Mount says, blessed are the poor. Blessed are
the poor and the meek. En toe ek myself so positioneer dat ek arm en ellendig is voor die Here, toe ontmoet die Here my met 'n toestroming van die Heilige Gees, dat dit maak nie saak of jy nou op 'n bergpiek is, of in die midde van 'n diep vallei, of in die verloreskap van 'n wildernis, of in die droogte van 'n woestyn is nie, daar waar ek jou ontmoet ek jou in die krag van die Heilige Gees en salwing. Want hy was 'n waarmaker en 'n beloner van die wat hom in sy woord soek. Whoever comes to God must believe God is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. So I diligently sought him as someone who is poor and needy, 'n arme, ellendige, behoeftige, soekend na God se water. Nou, God se water is nie H2O nie. Hierdie is H2O wat ek hier drink. Maar God se water is die Heilige Gees. En ek het toe begin soek na hierdie water en ek sê, Here, ek is so dors aan die Heilige Gees. Here, my tong kleef van my verhemelte van dors. Ek het gesê die woorde wat hy my gewys het in sy skrif is. Ek het daardie woorde gesê. En eendag toe bars dit net los. Toe is daar 'n toestroming van Heilige Gees water. En ek kan myself vind te midde mense wat op hoë berge is. God sal hulle ontmoet met 'n salwing. Ek sal myself vind te midde van hulle wat verslae is in 'n diep vallei, net soos Psalm 23 sê, al loop ek deur die dal van doodskadewee, selfs daar sal 'n fontein van God se Heilige Gees losgebars word. En as ek in die wildernis loop, poele waters van God se salwing sal daar wees. En wanneer ek in die eensaamheid van 'n woestynervaring gaan om mense daar te ontmoet, sal God spruite loslaat, sodat daar salwing kan wees. Salwing op die berg, salwing in die vallei, salwing in die wildernis, salwing in die woestyn, waar ook al jy jouself mag vind, is die water van die Heilige Gees se salwing, en dit was my ervaring op grond van die beginsel. Nou is geloof die vaste stof van dit wat ons glo, die bewys van dit wat ons sigbaar is. Nou is geloof dit wat God behaag en tevrede stel, want jy moet glo, God is sy woord, en God se woord is God self, en wanneer jy na God se woord gaan, en soekend na dit wat God se woord uitwys, sal hy jou beloon daarmee. Nou ja, volk van die Here, my tyd het dan nou so vinnig uitgeloop, en ek het nog heel wat skrifte wat ek nie eens vir jou gelees het nie. Maybe we leave that for another day. I'd love to get it. It's part of, building up the case for the difference between faith and believing. Now, faith cannot be exercised if there's no believing. Believing are the building blocks of the machine that produces for you the manifestation of God's favor. Onthou nou, wat sê die skrif? Baie duidelik. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag en tevrede te stel. Want hulle wat na God toe kom, moet glo God is. God is wat? God is sy woord. 'n baie spesifieke woord. En wanneer daar die spesifieke woord aan jou geopenbaar word, aan jou oorgedra word, moet jy strewe, soekend na sy manifestasie. En op God se tyd sal dit geskied. Wat ook al jou behoefte dan is, verlossing, voorsiening, troos, sterkte, bekragtiging, bemagtiging, wat ook al dit is, kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie vir die voorreg en die geleentheid om die onderskeid tussen glo en geloof duidelik te sien. Hulle is hand in handskoen, geloof en glo. Help ons nou, my God, om onsself toe te wy, om aksie te neem. Soos Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Help ons dus om lewensdraande gees salwing te manifesteer, deur u Heilige Gees, deur u waaksaamheid oor u eie woord. U woord verklaar dat u kyk en bestudeer en bepaal waar u woord belê is, sodat u dit mag manifesteer. Die oë
van die Here hardloop heen en weer die ganse wêreld deur, soekend na enige hart of gedagte wat vol vertroue is teenoor u woord. Here, vind ons nou. Laat u ons vind en laat daar 'n oordrag wees van bemagtiging en Heilige Gees krag en salwing in die wonderlike naam van Jesus bid ek nou. Amen en amen.